skrifgedeelte is vanuit Handelinge hoofstuk 20. Handelinge 20 vers 17 en volgende verse. Het gaan oor Paulus wat die ouderlinge van Efese toespreek. Van Milete af het Paulus 'n boodskap na Efese toe gestuur om die ouderlinge van die gemeente te laat roep. Toe hulle by hom kom, sê hy vir hulle: "Julle weet hoe ek die hele tyd, van die eerste dag af dat ek in die provinsie Asië gekom het, onder julle geleef het. Hoe ek die Here in alle nederigheid gedien het te midde van droefheid weens die vervolginge wat ek deur die komplotte van die Jode moes verdien. Julle weet dat ek niks teruggehou het wat vir julle voordelig kon wees nie, toe ek by julle in die openbaar gepreek en julle in julle huise onderrig het. Ek het sowel die Jode as die Grieke ernstig vermaan om hulle tot God te bekeer en in ons Here Jesus te glo. En nou gaan ek Jerusalem toe, daartoe gedring deur die Gees. Wat daar met my sal gebeur, weet ek nie. Ek weet dat die Heilige Gees my in elke stad verseker dat gevangenskap en vervolging op my wag. Maar al is my lewe vir my kosbaar, reken ek dit van geen belang nie. En as ek maar net my lewenstaak kan voltooi en die dienswerk wat ek van die Here gekry het, kan klaarmaak. Dit is om die evangelie van God se genade te verkondig. Ek het onder julle almal rondgegaan en die koninkryk van God verkondig. Maar nou weet ek dat julle my nie weer sal sien nie. Daarom verklaar ek vandag dat dit nie my skuld is as enige een van julle verlore gaan nie. Want ek het nie nagelaat om die heilsplan van God in sy volle omvang aan julle te verkondig nie. Pas julle self op en die hele kudde wat die Heilige Gees onder julle sorg gestel het. Soos wagters 'n kudde versorg, so moet julle die gemeente van God versorg wat hy vir hom verkry het deur die bloed van sy eie seun. Ek weet dat daar na my vertrek wrede wolwe onder julle sal indring en hulle sal die kudde nie ontsien nie. Ja, uit julle eie geleedere sal daar mense na vore kom wat met leuns die gelowiges agter hulle aan sal probeer verlei. Wees waaksaam. Onthou dat ek elkeen van julle 3 jaar lank onderrig het, aanhoudend, dag en nag, baie keer met trane. Maar nou vertrou ek julle aan God toe en aan die woord van sy genade. Die woord is magtig om julle op te bou en julle in die seëninge te laat deel wat hy aan al die gelowiges as erfdeel beloof het. Ek het niemand se geld of klere begeer nie. Julle weet self dat ek vir myself en vir die mense wat saam met my was gesorg het, deur met hierdie 2 hande van my te werk. Deur my voorbeeld het ek in elke opsig vir julle gewys dat ons hard moet werk sodat ons armes kan help. Onthou die woorde van die Here Jesus. Hy het self gesê, om te gee maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. Nadat Paulus dit gesê het hy saam met hulle almal gekniel en gebid. Almal het baie gehuil en hom omhels en gesoen. Hulle was veral hartseer omdat hy gesê het dat hulle hom nie weer sou sien nie. Daarna is hulle saam met hom na die skip toe. Tot sover lees ons saam. Mag die Here sy woord seën by die verkondiging daarvan. Ek het die voorreg gehad om Vrydag stad toe te gaan en na die uitstalling van die Titanic te gaan kyk.
Wie van julle het al gaan kyk? Daarna, so pa, wat was julle belewenis? Was dit vir julle goed? Was dit in 'n sekere sin emosioneel? So dit was vir my wonderlik dat ek dit kon sien. Maar ek het 'n klomp dinge aan gedink. Mense gaan op 'n reis, immigrante, hulle emigreer, hulle gaan weg, op pad na 'n nuwe land, op pad na 'n plek van drome en ideale. Jy kan nie anders as om te wonder as jy nou vandag kyk na die nuus, en jy lees met jou een oog die koerant, en jy dink aan dit wat uitgebeeld word, al die drome, mense wat op reis gaan, hoe hulle op reis gaan. Die uitstalling wys vir ons, daar's party mense wat in ongelooflike weelde geleef het, die ruimte, die spasie. Ek het weer tot die besef gekom, dat ruimte het 'n premie, spasie het 'n premie. Dit was my opvallend en ek het dit nie geweet nie en ek moes sekerlik tog daaraan gedink het, dat 'n paar van die welaf mense het hulle honde saamgevat. So daar was 'n paar honde op die skip wat in baie groter weelde gereis het as wat mense in die 3de klas gereis het. Die klasse verskille was ontsaglik, maar die feit is, mense het gereis met hoop, op pad met 'n droom dat dit sal beter gaan. Mense wat nie meer 'n lewe gehad het in die een familie, wat alles wat hulle gehad het verkoop het, en al die geld wat hulle gehad het, die bietjie wat daar was, het hulle by hulle gehad, en daardie man met die geld het nie oorleef nie. En dis alles verlore. En die vrou en die dogtertjie van 8 jaar oud waar daar sit, daardie oë, daardie gesigsuitdrukking, dit spreek tot 'n mens. Mense wat op reis gaan. Ek het eendag, miskien ek het vir julle vertel, vergewe my dan, eendag in Kroonstad doen ek 'n begrafnis. En daar is dit reën. Mense staan so onder die gazebo's, want dit is nat en modderig. En op 'n stadium, dan probeer ek deur die prosedure gaan, deur die formulier en so meer. Ek sukkel om by die kus uit te kom en mense maak 'n spasie oop en skielik uit die blinde staan die kus daar op die baan. En in 'n oogwink sien ek die analogie van 'n skip wat vertrek. Miskien beïnvloed deur die hele gedagte van om oor te gaan in die onderwêreld, die man wat jy oorvat met die skytjie in die Griekse mitologie. Maar die skip wat vertrek, daardie persoon wat afgaan in die aarde, dis 'n vorm van vertrek. Kan nie anders as om terug te dink daaraan, was so helder, hierdie hele gedagte van gereed maak om te vertrek. Die Titanic was nie vol gelaai gewees nie. Die packs, lys soos ons sê, was nie vol nie, was eintlik half vol. Des te meer wonder 'n mens oor die tragedie van so baie mense wat dood is. Hoe min lifeboats daar was, wat bepaal was deur die tonnemaat van die skip en nie deur die hoeveelheid mense nie. Jy kan nie dink hoe mense selfs aan daardie tyd al. Dit het alles net oor maksimale wins gegaan. Die menslike faktor het nie so groot rol gespeel nie. Ek kan nie anders as om te dink daaraan dat die Titanic, onmiddellik dink ek as ek die woord hoor, elke keer aan die titaniese stryd, om die woord te gebruik, die titaniese stryd vir oorlewing, die vashou aan die gedagte dat daar sal hulp kom, dat ons dit sal oorleef. Nou waarom sal ek hierna verwys? Is dit bloot? Is dit bloot omdat ek iets beleef het? Nee, Paulus is op reis. Hy is op weg, maar hy is so op reis, hy is so gededikeerd, so toegewyd, so gefokus, dat hy nie by die ou gemeente aangaan in Efese nie, waar hy bykans 3 jaar lang gewerk het. Nee, wat hy doen is, I charge you, die mense wat werk in Efese, kom sien my in Milete. Ek het nie tyd om te mors nie, ek het nie tyd om af te draai. Ons kan ons nie besig met ander dinge nie, hier is belangrike dinge wat ek moet doen. Ek is op pad na Jerusalem, ek moet die boot kry, ek moet
ek kan dit nie mis nie, want daar is 'n taak op my, daaraan charged to go. En dan kom hy hulle, letterlik, laat hy hulle kom. Dis nie sommer net in die algemeen wat hy praat, hy command het. En dan sê hy vir hulle, as hulle hom ontmoet, en wanneer hulle hom ontmoet, dan sê hy vir hulle, julle weet hoe ek onder julle gewerk het. Hy gee 'n bietjie van 'n CV. Hy sê, julle weet hoe ek onder julle gewerk, en al die moeite en verdriet wat ek gehad het. Ek het met groot sorg gewerk, maar ek het net moeilikheid gehad. Ons sê ons vandag baie maklik, sommer so in 'n grappie, no good deed goes unpunished. So praat mense. So die realiteit is, ek het onder julle gewerk, ek het julle besoek, ek het 1 tot 1 moeite met julle gedoen, ek was by julle gewees, ons het mekaar geken en ons ken mekaar steeds. Ek het my pastorale sorg, om dit in vandag se terme, ek het moeite met julle gedoen, ek ken julle by die naam. Al daardie dinge, maar ek moes baie trane verdien. Ek het maar, hy kon gesê het sekerlik, ek het sleg geslaap. Dis ons terme vandag. As jy vir iemand vra hoe dit gaan, dan sê hulle, joh, ek slaap sleg deesdae. Gaan nie goed met my nie, ek lê wakker. Paulus het seker ook maar wakker gelê. Sê, want die Jode het soveel komplotte teen my gesmeed. Waar kom hierdie ouderlinge vandaan? Van Efese af. Groot is Artemis van die Efesiërs, het die mop op straat geskree, toe hulle lucrative, hulle winsgewende besigheid bedreig het hulle in opstand gekom in Efese. So dit was nie net die Jode nie, dit was ook die Romeinse inwoners, of die inwoners van die stad Efese, wat baie meer net as Romeine was. Hy sê maar, midde dit alles, het ek gedoen wat gedoen moes word, het ek my kant gebring, en ek het volgehou daarmee. En nou, nadat hy vir hulle sê, wat hy doen en wat hy gedoen het, sê hy vir hulle, julle, nou gee hy vir hulle opdragte, praktiese opdragte. Hy sê vir hulle, jy moet jouself as 'n dienaar van Christus baie versigtig en baie mooi oppas. Nou dit lê op verskillende vlakke. Jy kan hierdie preek of hierdie teks preek by die bevestiging van 'n predikant. Dit gebeur baie. Baie maal word dit gebruik wanneer diensleiers of ouderlinge bevestig word. Wat is die eerste taak wat jy as 'n ouderling het? As 'n leier het, of 'n potensiële ouderling, of 'n potensiële leier het. Jy moet jouself baie goed oppas. En hy gaan net nou verduidelik, hy het van hulle mos nou gesê, hy het in alle nederigheid het hy gewerk. Nou dit is 'n baie interessante konsep. Hy praat nie baie keer daaroor nie, hy verwys daarna in ander tekste, maar in hierdie spesifieke teks maak hy nogal baie daarvan, dat dit in nederigheid, ek het in nederigheid, het ek onder julle gewerk. Nou, dit sal net op ander maniere ook na vore kom. So een van die standaard kenmerke, jy moet jouself toets. Nou kom ons kyk gaan na die woord dienaar. Dit is 'n interessante woord wat hier gebruik word. Mense hou baie keer daarvan om vreeslik letterlik te kyk na die woorde wat gebruik is. Dit is 'n frustrasie. Mense sal vir jou sê, die rede hoekom jy nie, jou gebed nie beantwoord word nie, is omdat jy nie die regte godsnaam gebruik nie. Deesdae is dan weer op die internet die ou storie van, daar is 'n spesifieke godsnaam wat bykans onuitspreeklik is, jy moet hom gebruik, as jy hom nie gebruik nie, dan gaan niks werk nie. Mense, moet julle nie julle tyd mors met sulke strykvrae, asseblief. Laat ek nou maar vir julle dit sommer dadelik sê. Die woord wat hier gebruik word, die woorde het te doen met episkopoi. Nou ja, diegene wat slim is, sal weet die woord biskop is daarvan afgeleid. So almal wat anti die Rooms-Katolieke kerk of die Anglikaanse kerk is, wat nooit wil praat van 'n biskop nie, hier staan dit. Daar's ook sprake in die Bybel van die presbyteroi, die ouderlinge. Dis wisselterme. Beide episkopoi en presbyteroi word gebruik. Maar waarvan kom die woord episkopoi? Dit kom van twee woorde, epi en oor, en om te sien. Oversien. Jy moet jouself
oversee. Jy moet jouself in oënskou neem. Nou baie keer is ons blind vir ons eie foute, dan het ons ander mense nodig. 'n Goeie wederhelft na weerskante toe kan van onskatbare waarde wees. Want min ander mense gaan vir jou sê, hey, wat maak jy? Waarmee is jy besig? Waar dink jy gaan dit eindig as jy nou aanhou om dit te doen wat jy mee besig is? Ek het talle keer aan sulke goed. Ek het eendag vir 'n ou vriend van my gesê, hey, wat maak jy? Jy kan nie so met daai meisie, jy's 'n getroude man. Jy kan nie dit doen, jy slaan haar so op die bout as sy vir my staan. Sê, hoe werk dit? Ek sê, jy is die leier, die jaker. Nee, sê hy vir my, geen probleem. Ek kan dit nou sê, want hy is al lankal dood. Hy sê vir my, geen probleem. Hulle hou daarvan om te sê, I've got it covered. Dit is maar een voorbeeld. Ons kan talle voorbeelde noem van hoe mense optree. Hoe praat jy met mense? Hoe praat jy met die kind? Hoe praat jy met die vrou of die man? Paulus sê, 'n dienaar moet 'n nederige persoon wees. As jy met die gemeente werk, jy moet pas op hoe jy oorkom. Ek het talle kere gesien hoe mense vreeslik belangrik is. Dan sal hulle vir my sê, maar ek het nie tyd vir Moses. Ek het nie tyd vir hom, ek is besig. As jy wil hê ek moet iets doen, dan ek doen net dit, dan gaan ek. Ek het nie tyd om 'n kerkraadsvergadering by te woon nie, hulle mors by nie net my tyd. Hulle praat die hele dag, bla bla bla. Dat is geen nederigheid. Dat is geen gesindheid van om te dien nie. Dat is geen manier van naaste liefde om met 'n ander oog na mense te kyk nie. Jy moet jouself mooi in die oë. Jy moet, dis genade as die Here jou die insig gee in jouself, dat jy kan agterkom, jy's nie 'n goeie, lekker mens nie. Ek het 'n ou groot vriend, hy was my bevelvoerder, ons is baie goeie vriende vandag. Hy het gesê, dis lekker om 'n mens te wees. Dan bly so rukkie stil. Dan sê hy, as jy 'n lekker mens is, sal dit nooit vergeet nie. Dis lekker om 'n mens te wees, as jy 'n lekker mens is. En dan is ander mense ook daarvan om saam met jou te wees. Hou ander mense daarvan? Of is jy so vol van jouself? Ek praat eintlik met die verkeerde mense, want ek ken nie mense, julle is so, wat so is nie. Maar dalk verras julle my, dat ek nie weet nie. Maar Paulus sê vir hulle, julle moet versigtig wees. Julle moet baie mooi na jouself kyk, maar jy moet ook na die gemeente opsien, oorsien. Jy moet die gemeente in die oog hou, want daar is nou 'n gevaarlike saak, daar nie. Om die hele tyd, as jy nou iemand aanstel, wat nou daar in die gemeente oorseer is. Jy kry mense wat oorseer sien, is ek moet die regte ding, moet ek eenvoudig ten alle koste nastreef. Gewoonlik is dit my idee en my opinie van wat reg is. Kyk, hulle maak dit onhoudbaar. Jy kry sulke paas ook. Jy kry sulke maas ook, maar oorwegend is dit baie keer 'n pa, wat jong, hy sê vir jou, dis hoe dit is. Ek sê vir jou, dit is hoe dit is. Ek vra jou nie, ek sê vir jou, dit is hoe dit is. So hulle is baie orthodox. Orthodox lê die klem op die leringe, op die reg en verkeerd. Dis jy een van daai mense, wat al ewig ander mense teregwys, wat nooit meer wil kerk toe gaan. Dis nie julle nie, maar daar's baie sulke mense, want die kerk is verkeerd, en hulle is verkeerd, hulle is orthodox. Hulle die waarheid alleen weet. Hulle vergeet, daar's 'n ander kant, die orthopraxis, van hoe jy leef. Dis wat Paulus sê, ek het vir julle die lering van God verkondig, en ek gaan nou daarby kom, maar ek het dit ook in voorbeeld vir julle gestel. Ek het nie net gepraat oor nederigheid nie, ek het vir julle 'n lewe geleef van nederigheid. Ek het onder julle gewerk, en toe ek gewerk het met my eie hande, het ek vir ander mense voorsien. Stop. Paulus, wat het jy nou gesê? Want dit is 'n interessante ding wat hier na vore kom, dat hy sê, ek het nie net vir myself gesorg nie, ek het ook vir ander mense, het ek voorsien. Waarom is jy so naarstigtelik en hartstogtelik op pad na Jerusalem? Wat gaan hy doen in Jerusalem? Een van die redes waarskynlik het daarmee te doen, dat hy
'n groot klomp geld by hom gehad het. Die gemeentes het geld ingesamel, want daar was 'n krisis in Jerusalem en hy's op pad. Die Duitsers het so 'n mooi woord vir Jürgen en Jaco, almal van julle wat so lief is vir die Duits, Einklammerung, oogklapties, Gawie, jy ken mos die woord, oogklapties. Ek is gefokus, ek is soos 'n donkie wat oogklappe aan het. Ek sien niks anders nie, ek sien net Jerusalem. Ek gaan nie afdraai Efese toe nie. Dis wat Paulus sê. Hy sê vir hulle, in 'n sekere sin, dis my voorbeeld. Jy moet fokus moet, as ouderling, as leier, as gemeentelid, waarin is jy op pad? Die skip staan om vertrek te word, die graaf wag, ons is graafwaarts op pad hemel toe, om dit nou maar so uit te druk. So waar is die fokus? Is jy op jou weg? Hy sê, die dienaar moet homself oppas. En daarmee saam moet die hele kudde oppas. Nou dis weer 'n interessante verskynsel. Gewoonlik dan praat hy van ekklesia. Nou vir diegene wat nou meer wil weet en 'n bietjie verder wil dink, dis Handelinge, wie het Handelinge geskryf? Lukas en Handelinge. Wie het dit geskryf? Ek het nou klaar die antwoord gegee. Lukas het dit geskryf. Maar hy haal Paulus aan. So as jy nou 'n bietjie dink, het Lukas vir Paulus verbatim aangehaal. Mense sê dit is na alle waarskynlikheid was hy ooggetuie toe Paulus gepraat het. Nou skryf hy dit in sy eie taal, wat Lukas is, maar hy gebruik Paulus se terminologie. So as jy nou gaan kyk, hoe skryf Paulus in die briewe, in Romeine spesifiek, ook in Korintiërs, dan sien jy die parallelle. Jy sien hoe hy regtig, dit was Paulus wat gepraat het, maar Lukas haal vir Paulus af. Maar nou leer ons iets. Want Paulus het normaalweg gepraat van die ekklesia, die kerk, is die versameling, die by mekaar koms. Maar hier gebruik hy die konsep van wat staan daar? 'n kudde. Hoor, dis 'n Ou Testamentiese konsep. Dit kom in die Psalms veral. Maar Jesus praat ook in Johannes 10 van homself as die goeie herder. Johannes 10 vers 11. Hy is die goeie herder. So met ander woorde, hy gebruik 'n Ou Testamentiese begrip om iets oor te dra van 'n herder wat versorg, wat oorsien. So kom ons kry 'n parallel. So eendag het ek saam met Nico hulle gaan swem. Ek kan nie eens meer onthou by watter beach dit was nie, watter strand dit was nie. Maar klein Nixon, hy was in die water en hy het dit baie geniet. Maar ek onthou hoe Nico daar gestaan het en hy die hele tyd vir Nixon dopgehou. Daar waar hy beweeg het en gegaan het. Het julle nie met julle kinders, toe hulle klein was, en selfs toe hulle groot geword het, dat jy hulle in die oog hou? Pa, maat, het jou pa, maat, kom ons wees nou eerlik al vir jou gesê, ek watch vir jou. Ek watch vir jou. Ma, ek is 50, ek watch vir jou. Ek hou jou dop. Hierdie ding wat jy aangeleer het, hierdie nuwe manier van doen, ek kyk vir jou. Ek hou nie van wat ek sien. Het julle sulke ma's en pa's? Dank die Here. Dank die Here as jy so 'n pa en ma het. En as jy so 21, 22, 23 is, dan is dit die laaste woord wat jy wil hoor. Ja, ek ken 'n ander jong vrou wat eendag vir haar pa en ma gesê het, hoekom het julle my nie gewaarsku nie? Hoekom het julle my nie gestop nie? Nee, ons het probeer, sussie. Maar jy was unstoppable. Jy wou nie luister. Oorsien. Die biskopos. Jy weet maar die biskop, dis nie verkeerd nie. Die dienaar, die ouderlinge, moet die hele gemeente oppas. In wie se diens is die dienaar? Ons vergeet dit 'n bietjie. Mense dink, ons is self aangestelde dienaars. Ek praat uit my eie gesag. Dis nie waar nie. Juis in hierdie gedeelte kom dit na vore. Die gemeente wat deur Jesus saamgestel is, saamgevoeg is, wat deur sy gees begelei word. Die drie eenheid kom uit en uit ter sprake. God se gemeente.
Nou, dat is daar 'n vraag. Kom praat van God se gemeente, dis tog Christus. Die beginsel is God se gemeente wat gebou is op die hoeksteen van Jesus Christus, wat funksioneer deur die werking van die Heilige Gees. Dis die kern van hierdie teks, dat jy's 'n dienaar in diens van die lewende God. Laat ons dit nooit vergeet nie. Wanneer jy praat as 'n leier in die kerk, dan moet jy nie uit jou eie mond uitpraat nie. Jy praat op grond van wat God gesê het. Daarom het Paulus gesê, ek het vir julle die volle heilsplan, alles wat vir julle nodig is om opgebou te word. Ek het alles met julle gepraat, alles gepreek, dit wat nodig is. Dis wat ons as predikante bedoel. Maar hier sit ter sprake die ouderlinge, die owerseers. Julle moet, wat is ouderlingse taak? Artikel 16 in die ou kerkorde, wat is die take van ouderling? Jy moet mense tot bekering lei, in die sin van jy moet vir hulle vertel, jy moet hulle begelei. Oversee is nie om vinger te wys die hele tyd nie, dit is om te besoek, moeite te doen, te begelei, om te versorg, om met deernis en begrip met mense te werk. Dit het te doen met die 1-tot-1, van mense, moeite met mense doen, belangstel in mense. Jy het nie 'n ouderling nodig wat vreeslik ortodoks is, en wat jou heeltyd vinger wys nie, jy het 'n ortopraksis ouderling nodig, wat betrokke is, wat die mense se name ken, en wat moeite met hulle doen. Want jy is in diens van Christus. Hoe was Christus? Paulus sê julle moet my navolg in voorbeeld, want hy volg Christus na in voorbeeld. Dis die beginsel. Hy is nie Christus nie. Hy volg Christus, wat in nederige diens en afhanklikheid geleef en gewerk het, te midde van vervolginge, so leef hy wat Paulus is ook. En so sê hy, I charge you to do the same. Charge you to do the same. So via Paulus se voorbeeld kom ons uit by Jesus Christus se voorbeeld. Daarom moet jy waaksaam wees. Jy moet let daarop. Want dan gaan mense wees met allerlei slim idees. En kyk deesdae met die internet, né? Vaderland, elke oggend is daar tientalle nuwe idees wat jy rond te doen. Goed wat al van my lewe af uitgesorteer is, word van voor al weer opgewarm in die mikrogolfoond van die kerk en van die teologie. Mense hou daarvan. Ek het ouderling gehad dat my gesê, ag Freek, jy weet, ek dink nie en ek glo nou nie meer soos julle nie. Soos ek nou, wat het jy nou weer gelees? Nee, ek dink maar sommer oor dinge. Toe later aan, toe kom ek agter, ag, jy weet, as jy nou eers die evangelie van Judas begin lees het, en Thomas, en jy dink jy is nou die eerste een wat met die gnostiek of die gnosticisme te doen het, en nou is jy al te slim. Kom ek sê vir jou, dis al 2000 jaar oud. Get to the program. Dis ou nuus. So jy moet waaksaam wees. Baie waaksaam wees. Want daar is altyd mense. Charge. Ek weet nie, julle my gecancel. Ons leef ons met 'n cancel culture hierso. So die dienaar moet waaksaam wees, maar die dienaar moet ook daarmee saam sy vertroue in die Here stel. Dis wat Paulus die hele tyd gedoen het. Hy het gebid. Daarom het ek die opmerking gemaak het. Hulle toe hy vertrek op hierdie lewensbelangrike reis, want hy sê, ek bid, ek stel my vertroue in die Here wat deur sy gees en later ook deur 'n engel vir hom gesê, jy sal nie nou sterf in Jerusalem nie, maar jy sal na Rome toe gaan, want ek het jou op sy gesit, sodat jy in Rome die evangelie gaan verkondig. Jou werk is nog nie klaar in Jerusalem nie, maar jy gaan op die pad, op die lewenspad, baie teenkanting kry. Waar kom ons daarin, mense? Waar kom ons daarin? Dat om 'n Christen te wees, is to cover all the bases. Dit gaan net goed gaan. Waar kom ons dan? Want is 'n totaal onbybelse konsep. As jy gelowig is, kan jy maar weet, daar gaan mense wees.
wat teen jou in opstand is, wat jou gaan teenstaan. As jy 'n pa en 'n ma is wat jou kind wil leer van die Here, dan kan jy maar weet, jou moeilikheid is geboek. Dis die realiteit. Nee, maar ek verstaan dit nou nie. Die Here het my verlaat. Ek is nou nie sy spesiale kind. Kyk hoe goed gaan dit met daai een. Hulle is net voorspoedig. Maar ek kry net moeilikheid. So jou gedagte is dat dit eintlik maar net goed moet gaan omdat jy aan die Here behoort. So jy is daar met 'n transaksie. Nee. Die Here stel jou in diens. Die lewende Christus wat aan die kruis gehang het, wat al die teenkanting beleef het, het juist vir ons dit genoem. Paulus is 'n voorbeeld. Ek en jy is Paulus in die kleine. As ons op daardie lewenspad is, dan gaan ons teenkanting kry. Is dit lekker? Nee. Gaan ons daaroor huil? Verseker. Gaan ons swaar kry? Natuurlik. Vra maar vir my en Johan, we sit in die bediening. Jy dra letsels. Maar ons het sekerlik ook baie letsels veroorsaak langs die pad. Dit sal ek vir geen oomblik ontken nie. Maar dat ons baie letsels opgedoen het in die bediening. Wie die een sê predikant vir my eendag, wie die een wat in die hande van 'n ring val. Dis hoekom ek altyd probeer het om vir predikante op te kom en hulle te beskerm. En ek het hand en tand vir hulle beklei. So nooit met gemeente so gepraat het soos wat ek met party predikante gepraat het. Om ander te beskerm. So, jy moet 'n voorbeeld stel. 'n voorbeeld stel, die orthopraxis van genadig, liefdevol, volhoudend, jy hou aan, jy hou geen nie moed op nie. Dis wat die Here Jesus tot die einde, dis wat Paulus sê, ek het 'n wedloop om te loop, ek het 'n wedloop om te hardloop, ek het 'n roete om te volg. En jy en ek, ons is op die lewenspad. Waarop is die fokus? Die dienaar moet partykeer in gehoorsaamheid, en dit is my laaste skyfie, aanbeweeg. Soms kom jy op 'n punt dat jy besef, my tyd is verby hierso. Met hierdie saak, met hierdie mens, met hierdie gemeente selfs, time to go. Want ek is op pad. Mense gaan jou wil besig hou langs die pad, hulle gaan jou tyd wil mors langs die pad. Ek het 2 keer in my lewe wat ek onthou, mense gehad wat vir my gesê het, en hulle het dit baie goed bedoel. Ek dink die ene het dit nie so goed bedoel, maar die ander het dit opreg bedoel. Hy het vir my gesê, Freek, ek kan nie verstaan. Hy sê, jy kan baie meer bereik in die lewe, as om jou tyd te mors binne in die kerk. Sê, reken. Baie dankie vir die compliment, maar dit dink ek aan Paulus. Hoeveel kon Paulus nie bereik het, as hy 10.000 kilometer gestap het, en as hy daai energie ingesit het, en as hy daai toewyding aan die dag gelê het, kyk nou net 'n bietjie, as jy nou wil praat van 'n Astor op die Titanic, 'n man wat werklik 'n groot biljoenêr kon gewees het, van Paulus met sy vermoëns, the sky is the limit. Is dit nie so? The sky is the limit. 'n man met sy intellek, met sy vermoë om mense te oortuig, wat 'n beter verkoopsman kon daar nie gewees het. Die beste, stel geensins belang. Hy is in diens van die Here. Hy het 'n taak, hy het 'n opdrag. En elkeen van ons het 'n taak en 'n opdrag. Jy moet vir jouself uitmaak, om daai pad, ek moet dit gedurig vir myself uitmaak, daai lewenspad. Waar gaan ek eindig? Waarmee is ek besig? Wat is allerbelangrik? Dan sê hy vir hulle totsiens. Totsiens. Dan sê hy, maar gaan julle nie weer sien nie. Daar is aanleidings dat hy miskien van hulle weer gesien het, maar dis nie die punt. Sê, ek gaan julle nie weer sien nie, want ek is op pad. I'm going. En hulle het gehuil, en hulle was hartseer. En toe bid hulle. Toe bid hulle. Want die pad lê voor. Waarskynlik was dit geskryf hier rondom 54. So ruim, as dit so was, dan is dit min of meer 10 jaar voor sy dood, 10 jaar of minder voor sy dood. Maar die Here het hom die pad laat voltooi.
die lewensreis laat voltooi. En hy was getrou. Hy het hom nie laat intimideer nie. Maar hy het ook nie sy gedagtes laat aflei deur die rykdomme van die wêreld nie. Hy het ook nie verval in 'n saak dat hy geleef het vir die oomblik nie, maar hy het perspektief gehad. In optrede, in lering en in prediking. Wees so 'n ouderling in alle opsigte. Amen.